Ons spesies, Homo sapiens, het begin as 'n onbelangrike dier in Afrika. Ons was nie sterker of vinniger as ander diere nie. Ons het klein groepe gevorm en rondgetrek. Ander menslike spesies het ook in die wêreld gelewe. Ons het hulle uiteindelik vervang. Die groot verskil tussen ons en ander diere is ons taal. Met taal kon ons nuwe inligting deel en beplan. Ons het ook stories vertel om saam te werk. Groot getalle mense het saamgewerk deur gedeelde stories. Stories soos gode, nasies en geld het ons gehelp. Hierdie vermoë het ons baie kragtig gemaak. Maar dit het ook probleme vir die omgewing veroorsaak. Vandag beheer ons die planeet, maar ons is nie gelukkiger nie. Ons onthou dat ons eers 'n dier van geen betekenis was. Die verhaal van hoe ons so ver gekom het, is die storie van Sapiens. Ongeveer 70.000 jaar gelede begin mense nuwe dinge doen. Hulle ontwikkel 'n nuwe soort taal. Hierdie taal is baie buigsaam en kompleks. Mense kan nou baie inligting deel. Hulle praat oor gevaar, kos en mense. Geskiedenis noem dit die kognitiewe revolusie. Die nuwe taal help mense om saam te werk. Hulle kan selfs oor dinge gesels wat nie bestaan nie. Sulke stories word gemene fiksies genoem. Voorbeelde is geeste, gode en geld. Duisende vreemde mense kan saam glo in dieselfde ding. Dit maak groot samewerking moontlik. So het Homo sapiens die wêreld begin oorheers. Die boom van kennis simboliseer hierdie nuwe krag. Adam en Eva was jagter-versamelaars. Hulle het elke dag kos gesoek. Hulle het bessies en plante geëet. Hulle het ook klein diere gejag. Hulle het in klein groepe gewoon. Hulle het saamgewerk om te oorleef. Hulle het gereeld rondgetrek. Hulle het nie baie besittings gehad nie. Hulle het vuur gebruik om kos te kook. Hulle het stories by die vuur vertel. Hulle het geleer van plante en diere. Hulle was gesond en sterk. Hulle het min gewerk, baie gerus. Hulle lewe was eenvoudig maar gelukkig. Die mense het na nuwe plekke gegaan. Hulle het groot diere gevind wat nog nooit mense gesien het nie. Hierdie diere was nie bang vir mense nie. Die mense het die diere maklik gejag. Baie groot diere soos mammoete het doodgegaan. Dit was soos 'n vloed van dood.
Nie net mammoete nie, maar ook reuse luiaards en ander diere. Die mense het baie vinnig oor die wêreld versprei. Waar hulle gekom het, het groot diere verdwyn. In Australië het al die groot diere weggegaan. In Amerika het dit ook gebeur. Die mense het die natuur baie verander. Dit was die eerste groot verandering deur mense. Ons noem dit die vloed. Die aarde was nooit weer dieselfde nie. Die landbouomwenteling word beskou as die grootste bedrog in die geskiedenis. Mense het gedink hulle maak kos makliker, maar hulle het eerder harder gewerk. Voor die landbou het mense gejag en versamel en hulle het baie soorte kos geëet. Hulle het genoeg gehad en meer vrye tyd geniet. Na die landbou het boere net 'n paar gewasse verbou. Hul dieet het eenvormig geword, wat tot gesondheidsprobleme gelei het. Boere moes lang ure werk om die landerye te versorg. Hulle het ook meer kinders gekry, maar baie van hulle het jonk gesterf. Die bevolking het toegeneem, maar die lewenskwaliteit het gedaal. Mense het vasgehaak aan 'n lewe van harde werk en min rus. Hierdie verandering het mense nie gelukkiger gemaak nie. Die idee dat vooruitgang altyd goed is, word hier bevraagteken. Die landbou was 'n struik wat ons vryheid en gesondheid gekos het. Ons dink ons is slimmer as ons voorouers, maar die landbou het ons swakker gemaak. Geskiedenis se grootste bedrog is die oortuiging dat ons lewe beter geword het. Mense kan groot groepe vorm deur in dieselfde stories te glo. Hierdie stories bestaan nie in die werklikheid nie, maar baie mense glo daarin. Ons noem hulle verbeelde ordes of fiksies. Voorbeelde hiervan is geld, wette, nasies en korporasies. Hierdie dinge is nie tasbaar soos 'n klip of 'n boom nie. Tog laat hulle duisende vreemdelinge toe om saam te werk. Mense bou groot strukture soos piramides, stede en ryke deur hierdie gedeelde fiksies. Elke samelewing het sy eie storie of storieversameling. Mense leer hierdie stories van kleins af en aanvaar dit as normaal. Die stories werk omdat almal daarin glo. As iemand ophou glo, kan die hele stelsel in duie stort. Om 'n piramide te bou, moes duisende mense saamwerk deur 'n gedeelde oortuiging. Vandag gebruik ons nog steeds sulke verbeelde ordes om groot projekte te doen. Byvoorbeeld, om 'n nuwe wolkekrabber te bou, vertrou ons op wette, kontrakte en geld. Sonder hierdie gedeelde fiksie sou samewerking op groot skaal onmoontlik wees. Mense se breine kon nie alles onthou wat hulle moes weet nie. Hulle het baie inligting oor plante, diere en mense gehad.
Die hoeveelheid inligting het te groot geword om te onthou. Dit was 'n groot probleem vir vroeë mense. Hulle moes 'n manier vind om inligting te stoor. So het mense begin om simbole en tekens te gebruik. Eers het hulle eenvoudige prente op klippe en bene geteken. Later het hulle getalle en woorde geskryf. Die eerste skryfstelsels was baie eenvoudig. Mense kon net 'n paar dinge neerskryf. Maar dit het hulle gehelp om besighede en groot groepe te bestuur. Skryfwerk het die geheueoorlading opgelos. Mense kon nou inligting buite hul breine hou. Dit het die weg gebaan vir groot beskawings. Sonder skryfwerk sou die menslike samelewing anders gelyk het. Die geskiedenis is vol onreg. Mense is nie altyd regverdig teenoor mekaar nie. Sterk groepe het dikwels swak groepe oorheers. Baie rykes het hul rykdom deur geweld gekry. Arme mense het min kanse gehad om hul lewe te verbeter. Die geskiedenis is nie 'n storie van vooruitgang vir almal nie. Sommige kulture het ander kulture vernietig. Slawehandel en kolonialisme was baie onregverdig. Hierdie dinge het baie lewens sleg gemaak. Die mense wat gelei het, kry nie altyd vergoeding nie. Ons dink dat die geskiedenis billik is, maar dit is nie. Soms word slegte dade nie gestraf nie. Goeie mense kan swaar kry en slegte mense kan sukses hê. Dit is 'n les wat ons uit die geskiedenis kan leer. Die geskiedenis beweeg in een rigting, na groter eenheid. Mense het al hoe meer met mekaar verbind geraak. Eers was daar klein groepe, later groot ryke. Geld, ryke en godsdienste het mense bymekaar gebring. Vandag is die hele wêreld een groot netwerk. Hierdie eenheid maak die wêreld sterker, maar ook kwesbaar. Kulture meng gedurig met mekaar. Tog bly daar steeds groot verskille tussen mense. Die pyl van die geskiedenis wys na 'n globale samelewing. Ons almal volg min of meer dieselfde reëls. Byvoorbeeld, die meeste mense gebruik geld en werk in markte. Maar nie almal is gelukkig met hierdie eenheid nie. Sommige mense wil hul eie kultuur beskerm. Die geskiedenis wys dat ons almal saamtrek, of ons dit nou wil of nie. Dit is die onvermydelike rigting van die pyl. Geld is 'n storie wat almal glo. Mense het begin om geld te gebruik om goed te ruil. Voor geld het mense dinge direk geruil soos kos vir klere. Dit was moeilik omdat jy iemand moes vind wat presies wou hê wat jy gehad het.
Toe kom geld as 'n algemene manier om waarde te meet. Geld is nie werklik nie, dit is 'n idee. Almal stem saam dat 'n muntstuk of 'n biljet iets werd is. Hierdie vertroue maak geld sterk. Vandag gebruik ons geld oor die hele wêreld. Jy kan dollars, euros of rand gebruik om enige iets te koop. Geld laat mense saamwerk wat mekaar nie ken nie. Dit is soos 'n universele taal vir handel. Maar geld het ook probleme gebring soos gierigheid en ongelykheid. Tog bly geld 'n kragtige instrument in die moderne wêreld. Ons glo in geld en daarom werk dit. Keiserryke het groot visioene gehad. Hulle wou baie mense en lande een maak. Die Perse het 'n groot ryk gebou. Hulle het verskillende volke toegelaat om hul eie gewoontes te hou. Die Romeine het ook 'n groot ryk gemaak. Hulle het baie wette en Latyn oor baie lande versprei. Hierdie ryke het een gemeenskaplike ding gehad. Hulle het geglo dat hul manier van lewe die beste was. Hulle wou almal leer om soos hulle te dink. Baie mense het die nuwe idees aanvaar. Ander het hul eie kulture probeer hou. Die keiserlike visioene het die wêreld baie verander. Nuwe tale, godsdienste en tegnologieë het versprei. Hierdie veranderinge voel ons vandag nog. Mense het begin om in onsigbare magte soos gode en geeste te glo. Hierdie gelowe het baie verskillende groepe mense bymekaar gebring. Deur dieselfde stories te deel, kon hulle op 'n groter skaal saamwerk. Godsdiens het 'n stel reëls en wette gegee wat almal moes volg. Hierdie wette het mense gehelp om hul gedrag te beheer en orde te handhaaf. Baie antieke beskawings het geglo dat die gode hulle gestraf as hulle ongehoorsaam was. Die idee van 'n universele God wat alles sien, het magtige ryke ondersteun. Byvoorbeeld, die Romeinse ryk het baie verskillende godsdienste toegelaat, maar van almal verwag om die keiser te vereer. Later het monoteïstiese godsdienste soos Christendom en Islam mense globaler laat dink. Hulle het geleer dat alle mense, ongeag hul agtergrond, voor dieselfde God gelyk is. Hierdie boodskap het baie mense geïnspireer om oor grense heen te werk. Maar godsdiens het ook konflik veroorsaak, omdat mense oor verskillende waarhede gestry het. Ten spyte van probleme, bly godsdiens 'n kragtige manier om groot groepe te verenig. Vandag speel godsdienstige wette steeds 'n rol in baie samelewings. Mense vra dikwels hoekom sommige kulture suksesvol was en ander nie. Daar is nie een eenvoudige antwoord nie. Een groot geheim van sukses is samewerking.
Mense wat goed saamwerk, kan meer bereik. Groot getalle mense kan saamwerk as hulle dieselfde storie glo. Voorbeelde van sulke stories is geld, nasies en regte. Hierdie stories bestaan net in ons verbeelding. Tog werk hulle baie goed in die regte wêreld. Sukses kom ook van die vermoë om vinnig aan te pas. Kulture wat oop was vir nuwe idees het gegroei. Dit is nie altyd regverdig nie. Sommige kulture het ander oorheers deur geweld. Die geheim van sukses is dus 'n mengsel van dinge. Dit sluit samewerking, buigsaamheid en soms harde mag in. Vir eeue het mense geglo dat alle belangrike kennis reeds bekend was. Hulle het ou boeke soos die Bybel en die werke van antieke Griekse denkers vertrou. Toe het iets verander, mense het begin erken dat hulle baie dinge nie weet nie. Dit was 'n groot stap vorentoe in die menslike geskiedenis. Europese ontdekkingsreisigers het oor die oseane gevaar en nuwe lande ontdek. Hulle het plante, diere en mense gevind wat ou boeke nooit genoem het nie. Dit het getoon dat die antieke tekste nie volledig was nie. Wetenskaplikes het begin om nuwe inligting te versamel en idees met eksperimente te toets. Hulle het besef dat onkunde nie 'n swakheid was nie, maar 'n kans om te leer. Om onkunde te erken het mense die motivering gegee om te verken en te ontdek. Hierdie nuwe houding het tot baie wetenskaplike deurbrake in die volgende eeue gelei. Moderne wetenskap is gebou op die idee dat ons altyd meer kan leer. In die 18de eeu het wetenskap en ryk begin saamwerk. Europese ryke het wetenskaplikes gestuur om nuwe lande te verken. Wetenskaplikes het inligting versamel oor plante, diere en mense. Hierdie nuwe kennis het die ryke gehelp om die wêreld te beheer. Sonder die geld van ryke kon wetenskaplikes nie ekspedisies doen nie. Die Britse ryk het byvoorbeeld James Beagles gestuur om die kus van Suid-Amerika te karteer. Aan boord was Charles Darwin, wat later die teorie van evolusie ontwikkel het. Wetenskaplike ontdekkings het ook die ryk se mag vergroot. Nuwe medisyne het soldate gesond gehou en meer gebiede verower. Kanonne en gewere is verbeter deur wetenskaplike navorsing. So het wetenskap en ryk mekaar versterk. Hierdie samewerking het gelei tot die Europese oorheersing van die wêreld. Kapitalisme is nie net 'n ekonomiese stelsel nie, dit is ook 'n geloof. Hierdie geloof sê dat ons die toekoms kan gebruik om die hede te verbeter. Mense leen geld en vertrou dat die ekonomie in die toekoms sal groei. Hierdie vertroue maak krediet moontlik. Krediet laat entrepreneurs toe om nuwe besighede te begin.
As die besigheid suksesvol is, betaal hy die skuld met rente terug. Die ekonomie groei dan en almal word ryker. Kapitalisme vereis dat ons aanhou groei, anders stort alles ineen. Herbelegging van wins is die sleutel tot hierdie groei. Mense glo dat meer produksie en verbruik altyd goed is. Hierdie geloof het die moderne wêreld gevorm. Maar dit kan ook probleme veroorsaak, soos omgewingsskade. Die nywerheidsrevolusie het in Brittanje begin. Mense het nuwe masjiene gemaak wat produkte vinniger kon maak. Die stoomenjin was baie belangrik vir hierdie tyd. Fabrieke het baie mense nodig gehad om te werk. Mense het van die platteland na die stede getrek vir werk. Koole en yster was die hoofbronne van energie en materiaal. Treine en skepe het goedere vinniger en verder vervoer. Die werk in fabrieke was hard en gevaarlik. Kinders en vroue het ook in die fabrieke gewerk. Kapitaliste het die fabrieke besit en die wins geneem. Mense het baie nuwe produkte begin koop, soos klere en meubels. Die nywerheidsrevolusie het die wêreld baie verander. Dit het ook baie probleme vir die omgewing veroorsaak. Die wetenskaplike revolusie het 'n permanente verandering gebring. Voor dit was mense se lewens baie dieselfde vir eeue. Na die revolusie het alles vinnig begin verander. Wetenskaplikes het begin om die wêreld te bestudeer. Hulle het nuwe idees en tegnologieë ontwikkel. Die revolusie het nie net in Europa gebeur nie. Dit het die hele wêreld beïnvloed. Mense het begin glo dat kennis kan vooruitgang bring. Hierdie idee was nuut en kragtig. Vandag leef ons in 'n wêreld van konstante verandering. Niks bly vir lank dieselfde nie. Die revolusie het ook probleme gebring. Maar dit het ook baie moontlikhede geskep. Ons moet leer om aan te pas by verandering. In hierdie hoofstuk vra ons of moderne mense gelukkiger is as vroeë mense. Baie mense dink dat ons lewe beter is omdat ons baie tegnologie het. Maar Harari sê dat geluk nie net van tegnologie afhang nie. Ons brein en chemikalieë in ons lyf bepaal hoe gelukkig ons voel. Vroeë mense het dalk ook baie geluk gehad, al het hulle min besittings gehad. Geluk is nie dieselfde as tevredenheid nie. Ons kan baie dinge hê, maar steeds ongelukkig voel. Harari sê dat die idee van gelukkig vir ewig 'n storie is wat ons vir onsself vertel. Ons soek altyd na meer, maar dit maak ons nie altyd gelukkiger nie. Die menslike brein is gemaak om te oorleef, nie om gelukkig te wees nie.
Miskien is die geheim van geluk om tevrede te wees met wat jy het. Maar dit is baie moeilik om te doen in 'n wêreld wat altyd meer wil hê. Die hoofstuk eindig met 'n vraag: is ons regtig gelukkiger as ons voorouers? Daar is geen maklike antwoord nie. Ons moet self besluit wat geluk vir ons beteken. Homo sapiens bestaan nou al baie duisende jare. Maar ons is besig om onsself te verander. Met nuwe tegnologie kan ons ons eie verander. Ons kan ook kunsmatige intelligensie skep. Sommige mense wil die menslike liggaam verbeter. Hulle praat van 'n transhumanisme. Dit beteken dat ons meer as net 'n mens kan word. Ons kan masjiene en mense saamsmelt. Sommige wetenskaplikes dink dit is die einde van Homo sapiens. Nuwe spesies kan ontstaan. Maar ander mense is bekommerd oor die gevare. Ons moet versigtig wees met hierdie mag.